Goeiedag geliefde en welkom by ons oordenkendheid saam van my en die hele beleefspan. Is dit 'n absolute voorreg om weer saam jou tyd te kan spandeer in God se woord. Nou laat ek jou 'n baie belangrike vraag vra. Hoe weet jy dat jy regtig gered is? Met ander woorde, jy is in regverhouding met Jesus. Nie jy gaan kerk toe nie jy bid elke dag, maar jy is seker. Want hierdie vraag, hoe sal jy weet, is die belangrikste vraag wat jy ooit sal moet antwoord. Jou hele ewigheid hang daarvan af. Nou ons teksvers vandag en ons tema vir die week gaan alles oor hoe kan ons seker wees oor ons redding. Paulus sê vir ons, hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van hom hoor sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring? Geliefde, en dit bring ons by 'n punt van selfondersoek. Het ek werklik gehoor? En as ek gehoor het, glo ek. En as ek glo, het ek uitgeroep. Die Griekse woord wat hierna roep verwys is die woord epikaleo. Dit beteken om iemand intens en persoonlik aan te roep vir hulp. Dis die soort roep wat iemand doen in 'n noodgeval met desperaatheid en oortuiging. Wanneer jy jou geloof in Jesus plaas, is dit nie net 'n vroom gedagte nie, dis 'n diep hartseer roep na redding. En hierdie is die goeie nuus, geliefde. Jesus antwoord altyd daardie roep. Daar is so baie mense, dalk selfs jy, wat sukkel om seker te wees van hul redding, omdat hulle wag op 'n gevoel, 'n bonatuurlike ervaring, of dalk 'n spesifieke dag wat hulle kan onthou, maar Paulus leer vir ons eintlik iets anders. Hy sê vir ons net vroeër in daai hoofstuk, Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Geliefde, Paulus sê daai woorde, dis nie dalk nie eendag nie as jy eers reg is nie, jy sal gered word wanneer epikaleo, wanneer jy uitroep na die Here. Die vyand sal alles in sy vermoë doen om jou en my te laat twyfel aan God se liefde vir ons. Hy fluister dinge soos, jy het nog nie genoeg verander nie. Jy's nie ernstig genoeg oor jou geloof nie. Kyk net wat het jy alweer verkeerd gedoen. Daar's baie dinge waarmee ons sukkel. Dan kom die vyand en hy kom oortuig ons van hierdie dinge. Maar hier is die waarheid. Jesus red nie op grond van jou prestasie nie, maar op grond van sy kruisdood en opstanding. Jou sekerheid lê nie in jou volmaaktheid nie, glad nie, maar in sy volmaakte offer. Dis waar ons sekerheid lê. So prakties wil ek jou uitdaag. Gaan sit hierdie week 5 minute alleen. Vandag, môre, elke dag hierdie week 5 minute alleen. Dan lees jy Romeine 10 vers 9 hardop. Ek wil gou weer dit vir ons op die skerm sit, jy kan kyk wat dit sê. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Geliefde, dan vra jy jouself, het ek dit al gedoen? Met my mond bely en met my hart geglo? As jy het, vier dit, dis wonderlik, deel dit, praat met ander mense daaroor, want dan is jy seker van jou redding. En as jy nie seker is nie, doen dit vandag, moenie wag nie. Moet net nie wag nie. En dan as jy weet, hier saam met ons op hierdie kanaal, ons maak graag geloofsverklaringe, en ek wil jou uitdaag, maak saam met my hierdie verklaring. Ek is gered, nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat Jesus my eerste lief gehad het. Ek glo in my hart, ek bely met my mond, en ek is syne. Daar is niks belangriker as om seker te wees van jou redding nie, geliefde. Moenie toelaat dat twyfel of skuld jou beroof van die sekerheid wat Jesus vir jou wil gee nie. Môre gaan ons aan met die onderwerp en ons gaan die volgende vraag beantwoord. Daai vraag is, dis nie ingewikkeld nie, hoekom oorkompliseer ons die evangelie? So ek wil jou uitdaag om dit nie mis te loop nie, en laat weet ons asseblief in die kommentaar as jy hierdie woord saam met iemand gaan deel, as jy dit dalk gaan aanstuur vir iemand anderste, dit kan hulle ewigheid verander. En as jy vandag Jesus aangeroep het vir die eerste keer, of dalk vir jy het dit al voorheen genoem, maar jy wil seker maak en jy het dit gedoen, dan wil ons saam met jou fees vier. En daarom vra ons vir jou dat jy vir ons net 'n e-pos sal stuur by javirjesus@beleef.org.za, javirjesus@beleef.org.za, want ons wil graag saam met jou wandel met hierdie belangrike keuse wat jy gemaak. Maar voordat ons kan aangaan, kom ons bid saam. Hemelse Vader,
Dankie vir u enorme genade wat gewys is vir ons aan die kruis. Elke persoon vandag wat hulle self bely met daai waarheid en uitroep en hulle sondes bely en sê Here, my grootste sonde is dat ek U nie aanvaar as saligmaker en verlosser nie. En daarom wil ek my lewe belyn en onderdanig maak tot U. En daarom wil ek U vandag ook dank, Here, vir elke persoon wat daai gebed gebid het. Jesus, wanneer ons kom na U toe met vrymoedigheid en ons roep aan, eintlik uit desperaatheid, uit hartseer, uit roep ons aan en ons sê Here, help ons, kom woon in ons harte, kom wees by ons, dan verander U ons ewigheidssituasie. U verander ons ewigheidsidentiteit. U gee ons 'n ander ewigheidspaspoort. En daarom dank ek Here vir elke persoon wat vandag seker gemaak het hulle paspoort sê Jesus. Want daai Jesus paspoort beteken eendag in ewigheid is ons by U. So ons gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.